omtrent so 8 jaar, 9 jaar terug, het hulle 'n man gekry in Georgia in Amerika. Het geen identiteit op hom nie. Geslaan, kaal, bewusteloos, agter 'n Burger King. Hy het toe later bygekom en toe in die hospitaal het hulle agtergekom hy het totaal en al geheueverlies. Hy weet nie wie hy is. Vir die laaste 8 jaar weet niemand wie hy is. Niemand het nog uitgekom om te claim en te sê dis hy, ons ken hom. Die FBI het checks gedoen op hom. Skoon nie. Checks gedoen te kyk of hulle iets kry. Niks. Dr. Phil het 'n nasionale show gedoen oor hierdie man en niemand kom uit en claim hom. Hulle het 'n privaat speurder investigator gehuur om te kyk of hulle kan uit iemand dalk hierdie ou ken. Niks. Die nurse in die hospitaal, Kathleen, sy het hom toe na huis ingeneem en vir die laaste 8 jaar stadig probeer kyk of sy memory en geheue iets kan terugkry. Maar vir die laaste 8 jaar lewe hierdie man het geen identiteit nie. En niemand weet wie hy is. Nou stel jouself voor, dis jy. Dis jou storie. Jy sien, dis wat die duiwel kom doen. Dis presies wat hy doen. Hy kom en hy kom hier reis en wipe jou ware identiteit uit. Jy mag dalk nie bewus wees daarvan nie, maar daar's 'n spiritual war aan buite ons wêreld aan die gang vir jou identiteit. Klei vir jou. Nou die duiwel kan niks maak. Hy het niks gemaak. God is die maker en die creator van alles. Al wat die duiwel kan doen is hy kan verlei en hy kan uitroei en vernietig en verwoes. En die duiwel kan ook nie vir God seermaak. God is te sterk. Maar wat hy kan doen is hy kan God se kinders seermaak en in die proses maak hy vir God seer. En dis wat hy doen. Hy weet as hy jou kan weerhou van jou ware identiteit en wie jy regtig is. Wie God jou gemaak het om te wees. As hy dit van jou af kan weghou, dan maak hy vir God seer. As hy jou ware identiteit kan wegsteek, dat hy geslaag daarin om God seer te maak. So, hoe doen die duiwel dit? Hoe hou hy jou identiteit van jou al weg? Opinies van ander mense. Jou ouers het op 'n dag vir jou iets gesê, vriende, kollegas, man, vrou. Sê goed van jou, opinies oor jou. Jy vat dit in, jy glo dit. Van dit was waar, van dit was nie waar. Maar is alles gewees om jou te vorm in 'n image wat hulle wil hê jy moet wees. Mense sê vir jou goed, hulle probeer altyd maak wat hulle wil hê jy moet wees, in plaas van dit wat God jou gemaak het om te wees. En die duiwel gebruik hierdie opinies van mense, en hy gebruik pyn, seer kry in jou lewe. As hy jou kan kry om kwaad te wees, om skuldig te voel oor goed, om skaam te wees, dan hou hy jou identiteit weg. 'n Ander manier hoe hy dit doen is deur die media. Tydskrifte, TV. Hoekom lyk ek nie soos daai meisie of soos daai ou? Ons doen dit gereeld. Ek wil ook so aantrek. Jy gaan nooit daai talente hê of daai vermoë hê om te doen wat hulle doen. Jy is nie goed genoeg vir dit. Ek wil koop wat hulle koop. Wees soos hulle. Nie om jy te wees nie, om soos almal anders te wees. Wat? Kan nie lekker wees nie. Nou die duiwel se gedagtes in jou kop en al hierdie goed wat jy sien, gebruik hy negatief. God se gedagtes in jou kop. En mense se opinies en goed in jou kop. Maar jy beheer daai gedagtes van jou.
As God 'n gedagte in jou kop sit, dan noem ons dit inspiration. Wow, goeie idee. As die duiwel 'n gedagte in jou kop sit, dan noem ons dit temptation. Nie so goed. As jy 'n gedagte in jou kop sit, dan noem ons dit stupidity. Dis nie, ons dit liewer uit. Nou, almal stel gedagtes voor aan jou, maar jy kies of jy dit wil hou, of nie. Jy is in beheer van dit. Die duiwel steel jou identiteit en hy sit goed soos, jy moet God se aanvaarding verdien. God kan jou nie lief hê nie, jy moet dit net verdien, jy moet goed doen daarvoor. Jy is nie belangrik nie, jy maak nie saak nie, jy is worthless, jy is niks werd. Hou jy daai sonde wat jy gedoen het? Jy sal nooit vergewe word daarvoor. Sies, skaam. Nommer 1 tool wat hy gebruik is, hy sê vir jou iets, en jy herhaal het. Jy doen dit self. Jy het iewers gehoor, by iemand, by jouself, jy het geglo en deelgemaak van wie jy is, en nou mis jy wie jy regtig is. Jy maak al die slegte deel van jou lewe en deel van jou identiteit. En jy mis dit wat God wil hê jy moet wees. Nou as al hierdie goed vir my gesê word, al hierdie slegte dinge in my kop opkom, hoe weet ek wie ek regtig is? Hoe weet ek wie God wil gehad het ek moet wees? Daar was 'n ou met die naam van Blaise Pascal in die 17de eeu. En hy was 'n physicist en 'n mathematician en 'n philosopher en al die groot woorde. Maar hy het 'n ding gehad en ek quote it. Not only do we know God through Jesus Christ alone, but we know ourselves only through Jesus Christ. We only know life and death through Jesus Christ. Apart from Jesus, we cannot know the meaning of our life, the meaning of our death, the meaning of God, or the meaning of ourselves. It is only in Christ. Nou hierdie woorde in Christ word rofweg 140 keer in die Bybel gebruik. En dis die term we are said to be in Christ. Dis die term wat die beste of die beste verduidelik of explain wat 'n disipel is, wat 'n gelowige is, wat 'n kind van God is. We are said to be in Christ. Die woord Christen word net 'n paar keer genoem. In plaas van Christen praat hulle van in Christ. 35 keer hiervan sê die Bybel, because you are in Christ, here is your true identity, the real you, wie God jou gemaak het om te wees. Nou, ons gaan vinnig kyk na 5, daar's 5 fingerprints, as jy dit so wil noem, wat die Bybel vir ons sê, is ons identiteit in Christ, in Christus. En dit staan in 1 Petrus 2, vers 9 en 10. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of the darkness and into his marvelous light, who once were not a people, who had no identity, but are now the people of God, who had not obtained mercy, but now have received mercy. Nou 5 goedjies wat uitstaan: chosen, royal priesthood, holy nation, belonging to God, and received or obtained mercy. Ek gaan dit net in 'n bietjie meer van 'n makliker taal en vir julle die 5 fingerprints gee. Nommer 1, you're extremely valuable. Jy is ongelooflik waardevol vir God. You are completely accepted. You are eternally loved. Niks wat jy doen of sê gaan dit verander ooit. You are totally forgiven. Al die sondikies. Die duiwel sê jy sal nooit dieselfde wees nie, jy gaan nooit vergewe word. You are totally forgiven. And you are fully capable to do what God gives you. God wil jou pad bring om te doen of te hanteer.
Nou vanoggend gaan ons kyk net in diepte bietjie meer net na die eerste een. You're extremely valuable. En ons staan in 1 Peter 2:9 het ons nou gelees, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people. A holy nation, his own special people. Nou die holy of belonging to God, holy means valuable. As iets heilig is dit waardevol. Enigiets wat holy is meer as normaal, dis ongewoond, dis extremely valuable. Woordeboek kan gaan kyk. En God sê, jy, jou ware identiteit, jy is extremely valuable. Jy is waardevol vir God. Jy is priceless, daar is nie 'n prys aan jou. As jy koop huise, as jy huise koop, jy gaan kyk na huis, en hier sê ek vir jou, hier so is 'n lekker mansion, 10 slaapkamers, ek weet nie, ek dink so, baie slaapkamers, swembad, view, is pragtig, ok, jy gaan nou nie daar bly as jy 2 is nie, maar, baie mooi, maar meneer, net langs aan het ek presies dieselfde huis, selfde hoeveelheid kamers, alles, Oprah Winfrey het in hom gebly. Wat huis gaan jy kies? Ek gaan Oprah Winfrey se vat. Dis wat ek gaan doen. Hoekom? Want is Oprah Winfrey se huis gewees. Dit was haar huis. As jy 'n gitaar sien, jy wil 'n gitaar koop, en die salesman sê vir jou, hierdie gitaar en kos soveel, maar net langs aan hom, het ek een wat Justin Bieber sing was. Ja, ok, miskien nie Justin Bieber sing. Nee, het is so special. Die punt wat ek probeer maak is, wat maak iets valuable? Die eienaar daarvan. Wie dit besit, wie dit gehad het, wie dit nou besit en het. Wie is jou eienaar? Aan wie behoort jy? As God jou eienaar is, dan is jy extremely valuable. Jy behoort aan die maker van alles, King of Kings. Jy is ongelooflik waardevol vir God. Deuteronomium 7 vers 6 sê, for you are a people holy to the Lord your God. Holy, valuable. The Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be his people, his treasured possession. Dink julle God in die oggend as Arno opstaan, kyk na hom, sorry Arno, kyk na hom en dink, wat het ek gedoen? Hoekom het ek hom gemaak so? Nee, hy doen nie. Hy sien jou as sy treasured possession. Jy behoort aan hom. Niemand value jou meer as God. As jy een ding vandag vat dit. Niemand kan jou meer value of liewer hê as God. Jesaja 43 treasured possession wees, maar hy is 'n bietjie uitlyk my. Jesaja 43 vers 4 sê, God says, you are precious to me. Wow. You are precious. So hoekom is ek so valuable? 2 dinge. 1, God is my Vader. Hy is my maker, hy is my eienaar. Ek behoort aan hom. Ek is deel aan sy familie. En as ek eendag doodgaan, dan gaan ek erf van sy inheritance en koninkryk en riches en awesomeness. Hy is my Vader, hy is my maker. Wie het kinders? Nou, is baie kinders. Daar is vir jou. Ek het die kinders nie, maar ek kan imagine. My ma sê het gereeld vir my. Daar is niks so wonderlik vir 'n ouer om 'n verhouding met hulle kind te hê en is net so wow. En julle kyk na julle kinders, julle sorg vir hulle en julle kyk na hulle behoeftes. Dan kom hulle partykeer en vra maak so geld.
Hulle kom ons en vra, is daar dan geld? Ek soek geld. Ek doen dit nou. Maar jy kyk na hulle behoeftes, sorg vir hulle. En dis wat God doen met ons. Hy kyk na ons. Lukas 12:24 sê, look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for God feeds them. And you are far more valuable to him than any birds. Waarvoor is voorskud? Ek sê dit op my kar. Nee, hulle vensters en die sukkel en hulle bære nie kos en sulke goed nie. Hulle gaan dit aan. God kyk na hulle. And you are far more valuable to him than any birds. Okay, so die eerste ding, God is jou maker. Jy behoort aan hom. Hoekom is iets nog valuable? Of hoekom is ek nog valuable? Jesus het sy lewe gegee vir my en jou. Hy het gesterwe vir ons, hy het die prys betaal. Ons gaan hierdie lewe en ons dink, ek is junk, ek is useless, ek is niks, ek is nie so mooi nie, ek is nie so goed gebou nie, ek het nie dieselfde kar of huis en al dit goed nie. Ek is junk, ek is gemors. Jesus het nie vir gemors gesterf. Vir jou en vir my sy lewe gegee. 1 Korintiërs 7:23 You have been bought and paid for by Christ, so you belong to him. So eienaar. Die prys vir jou betaal. 1. Wie own dit? Wie is die eienaar daarvan? En 2. Wat is jy bereid om daarvoor te betaal? As jy hy sê nou nie vir my skree nie, ek wil net dink vir jouself. Wat is jou huis werd? Nie soveel soos jy dink dit is. Ek is nie 'n real estate nie, maar hoe werd is jou huis? Hoeveel? Soveel soos wat iemand bereid is om daarvoor te betaal. En dit verskil by mens tot mens. Jou huis is net soveel werd soos wat iemand bereid is om daarvoor te betaal. Laptops. Stap in game in en ek sien hierdie fantastiese mooi laptop en hy kos R10,000 en ek sê, bargain, vat hom huis toe, betaal, gaan ons. My vrou mag instap en sê R10,000 is te veel. Nee, ons gaan dit vat. Ons kyk na die R4,000, ons kyk van iets special is vir R3,000. Value is wat jy bereid is om daarvoor te betaal. iPhones, selfone, selfde ding. Iemand het 'n iPhone, ek dink dit is te duur, iemand anders dink dit is 'n bargain. Ek sal die iPhone koop, dit lyk vir my. Dit lyk meer na wat ek wil. God het sy seun gegee en die prys betaal vir jou. Niemand kan meer doen as dit. Imagine jou kind word gekruisig. Jy moet kyk na hom. Jy wil weet hoe valuable jy is vir God. Kyk na die kruis. Hy het jou so lief. So lief. So lief. Dat hy sy seun betaal het en gegee het vir jou. Die grootste ransom wat ooit in die geskiedenis betaal is vir enigiemand, is betaal vir jou deur God. As dit jou nie wow nie, en hy wil 'n verhouding hê met jou. Hy wil met jou gesels en 'n pad stap. Soos 'n ouer met 'n kind. Hy jou leer. Optel as jy geval het.
besef net hoe valuable jy is tog. Jesus het gesterf sodat jy kan leef. Moenie toelaat dat die duiwel jou identiteit van jou kom steel. You are extremely valuable. You are completely accepted. Net soos jy is. Niemand ken jou beter as God. You are eternally loved. Niks wat jy doen of sê gaan dit ooit verander. You are totally forgiven. Alles wat jy al gedoen het en nog gaan doen. You are fully capable to do what God asks of you. Wat hy oor jou pad het. Ek wil ons net ons oop oomblik toemaak en net by jouself. Net vir 'n oomblik, is dit 'n twee woorde. Net vir God dankie sê. Vir jou identiteit. Dat jy dit nie sal mis in jou lewe. Dankie Here vir die voorreg om die kind te kan wees. En dat ons die voorreg het om te kan sit oggend en te kan hoor wat die woord hier vir ons wil bring. Dat dit een is van hoop, een is van liefde, vergifnis. En dat ons weet ons is ongelooflik waardevol vir U. Here, ek bid dat ons negatiewe gedagtes wat in ons lewe inkom deur middel van mense of media of wat ook al, dat ons die keuse sal maak om dit nie te hou, nie deel te maak van ons identiteit. Dat ons nie by die gedagtes wat U vir ons gee, die inspirational goed, dat ons dit sal vat en sal weet. Ons is valuable. Ons is aanvaar deur U. U het ons verskriklik lief. U het alles wat ons doen vergewe. U stel ons in staat om soveel meer te doen as wat ons doen. Amen. Mag jy uitgaan hierdie week en elke week daarna en besef wat jou ware identiteit is. En dat jy dit nie sal mis nie. Dat jy God sal soek om die positiewe te hou in jou lewe. Amen.